Wat gebeur is, dit is weer eens, jy word gebore geestelik, jy's 'n baba. Dan word jy 'n Peter en dan word jy 'n kleuter en dan word jy 'n tiener en dan word jy 'n jong mens en dan word jy 'n volwassene en dan word jy 'n ou mens. En hoe langer jy die pad stap, hoe meer sien jy. Baie mense stap nie die pad. Hy word geestelik gebore en 30 jaar later kry hy ons nog 'n baba. Hy het nog nêrens gekom nie. Maar ander mense word wel meer volwasse en daar's ywer. Nou, iemand wat nou trek op die volwasse stadium, sê nou maar vleeslik gesproke 35, 40 jaar oud. Maar jy is dit nou nie geestelike. Jy kyk terug op mense wat agter jou loop, wat nog op pad is. Ek sê nie wat minderwaardig is nie, wat minder geestelike pad gestap het, wat jonger is as jy. En jy identifiseer in hulle lewe presies waar jy was. As jy nou in die vlees 35 jaar oud is, en jy kyk na iemand wat 18 jaar oud is, en hy tree bietjie snaaks op, dan verstaan jy dit. Hoekom? Jy was 18 gewees. Maar daai persoon wat 18 is, verstaan nie die ou van 35. Hy dink, maar hoe kan jy so wees? Julle ou mense is weird. Ek meen as jy 35 is en jy kyk na mense wat 60 is, dan dink jy hulle is weird. As jy op 60 kom, dan sien jy maar toe ek 35 was, het ek nog niks geweet. En dis maar net hoe dit is. Nou in die geestelike is presies dieselfde. As jy pas daar gekom het en mense sê iets nadat jy iets gesê het, dan dink jy word nou tereggewys. En dit maak seer. En jy soos 'n skilpad, jy trek 'n kop in jou dop in. Die mense wat jou teregwys is ook eintlik nie in die geloof. Maar hulle is nou net so 'n bietjie voor jou. Maar hulle het nou al agtergekom. Party goed's reg, party goed's verkeerd. Jy kan nie net enigiets glo nie. En eintlik is dit die eerste stap van groot word van 'n geesmens. Maar dit is net aan die kant kleuter. Is wit op swart, reg en verkeerd. Elke ding in jou huis wat 'n verkeerde logo het, die brand jy. En elke mens wat iets snaaks sê, die breek jy mee verhouding. En so aan, en so aan, en so aan. Wit op swart. En as iemand in die gemeente opstaan en hy haal 'n vers net nie reg aan nie, dan help jy hom reg. Wit op swart. Dis 'n baie vroeë stadium in die groot word. Maar mense kom by dit verby. Hierdie is juist dit, om te sê, verdra. Romeine 14 vers 1 sê, neem hom aan wat swak in die geloof is. Nie om oor sy gevoelens te oordeel nie. So die ou wat nou al, ek kan nie sê 'n tiener is nie. Hy is nou nog net in die laerskool, maar hy sal 'n groot meneer in die laerskool, maar hy is nog nie 'n tiener nie. Hy kyk terug op die ou wat in die kleuterskool is, en hy help hom reg met alles. Hy sê, nee, nie so nie, so. Want hy is maar so slim. Vir hom is hierdie woorde, neem hom aan wat nog in die kleuterskool is met die geloof. Nie om oor sy gevoelens te oordeel nie. Maar nou kry jy 'n tiener, hy is nou al 'n bietjie verder, as die ou wat op swart sien. En hy sien hierdie ou wat als wat op swart sien, moet reggehelp word. Wat geld vir hom? En neem hom aan wat swak is in die geloof. Neem oor sy gevoelens te oordeel nie. Moenie hierdie ou wat op swart sien, net met alles reghelp nie. Wat gaan gebeur? Jy gaan hom geestelik doodmaak. Hy gaan ook sy vrymoedigheid verloor. Hy gaan ook daar in 'n hoekie sit en krepeer. So dis die ou op die hoërskool, die tiener. Na die tiener kom die jong mens. Nou die jong mens weet redelik baie meer as 'n tiener in die vlees. Maar jy kom nie net neer op 'n tiener en help hom reg nie. En so verdra ons mekaar. En as jy die ou oom is van 60 of 70 of 80, dan sê jy omtrent niks meer nie. Want jy het al alles gesien. Jy weet, daai ou wat nou sy kleuterskoene is in die geestelike lewe. Ek was daar. Ek weet hoe tree so 'n persoon op. Ek weet hoe dink hy. Ek weet wat hy gaan sê. Ek verdra hom. Daai jong mens, daai volwassene, ek was daar. Ek het hulle almal gesien. En dis die mense wat jy by leer deur hulle lewe. Jy sien hulle lewe. Jy woeker verskriklik. En terwyl jy woeker, dink jy net aan daai persoon se lewe. Hoe hy lewe en hoe hy optree en jy dink, nee, ek is nie reg. Hierdie ding wat ek mee besig is nie reg nie, want ek ken daai oom wat so ver is in die geloof. En ek praat van 'n oom in die geloof. Hy's 40 jaar in die geloof. Hy's gevorder. Hy het gesien, hy het ervaring. Jy het nie, jy's nog rof. Jy leer by hom uit sy optrede, uit sy lewe, uit sy standvastigheid. Wanneer hy praat, dan bly almal stil en sê, hoor wat sê hy. Maar hy praat nie baie nie. Verstaan jy wat ek sê? Maar binne dit alles, terug na Romeine 14 toe, en neem hom aan wat swak is in die geloof. Nie om oor sy gevoelens te oordeel nie. Maar alleen bly alleen, en die waarheid bly die waarheid. En dit is so, maar daar's 'n manier om 'n verkeerde gedagte te hanteer.
En hoe meer volwasse jy is in die geloof, hoe makliker gaan jy dit kan reg hanteer sonder om daai persoon weg te jaag, sonder om hom skrik te maak, sonder om sy vrymoedigheid te steel. Dit sê nie ons moenie mekaar vermaan nie, maar ons maniere om te vermaan. Tel jou woorde, moenie net praat nie. As jy praat, weet jy gaan rekenskap gee. Jou doel met elke woord wat uit jou mond uitgaan is ter wille van die koninkryk van God, nie ter wille van my nie. Jy moet dink, ek gaan nou hierdie ding sê, gaan dit tot voordeel van die koninkryk van God wees of tot nadeel? As iemand op pad is na die koninkryk van God toe en ek sê iets en daar hardloop hy weg, is dit tot voordeel of nadeel van die koninkryk? Dis tot nadeel, dis nie 'n baie moeilike som nie. As iemand iets verkeerd sê en ek help hom reg op die regte manier en hy beweeg nader aan die koninkryk, is dit ter wille van die koninkryk of nie? Dis ter wille van die koninkryk. So is eintlik baie maklik. Die Gees lei ons. Die Gees sê, jy's versigtig wat jy sê. Jy moet sê, maar meet jou woorde.